Goeiemôre. Hoop dit is Ek hoop dit is 'n goeie dag, maar baie welkom vir almal ook hier so groot voorreg om in die Here se naam bymekaar te kom om tot sy eer te kan sing, tot sy eer te kan luister na sy woord en saam te kan dink aan hoe goed en groot hy ook is vir ons. Voordat ons begin het 'n paar afkondigings. Ons dink in besonder vanoggend aan Jeanette Luke en die hele Luke gesin. Jeanette het nie goeie nuus oor haar gesondheid gekry nie en ja, ons bid dat die Here haar en die Luke gesin sal bystaan en bemoedig. Ons weet dat hy ewig groot en magtig is en ons bid vir sy bystand ook daar. En dan dink ons ook aan Leanay Opperman en die Opperman gesin. Leanay is weer in die hospitaal opgeneem, maar sy is Woensdag weer ontslaan. So ons is baie dankbaar teenoor die Here vir dit ook. Baie geluk. Ons is dankbaar en opgewonde vir Wagner en Andriette Hieman. Hulle eerste seentjie is gebore, klein Johan. En ons is dankbaar teenoor die Here dat alles daarso ook goed afgeloop het en ons bid dat hy hulle sal seën op hierdie nuwe reis wat hulle het. Dan is daar in die blaadjie Reinhold hulle se halfjaar terugvoer vanaf die sendingsveld. En dan wil ons julle ook net herinner as julle kan om ek dink dit is in hierdie week wat dit die afsny tyd is vir die Lukulu noodfonds en vir die Bybelplasingsfonds. So ons vra dat julle indien julle dit in julle harte het ook daar kan bydra. Dankie vir almal wat al reeds bygedra het. Dit is so wonderlik om in 'n gemeenskap van gelowiges te wees wat wil finansiëel ook help dat die Here se woord kan versprei en kan verkondig word. Dan omdat dit skoolvakansie is daar nie katekisasie vanoggend nie. Daar is wel koffie en tee na die erediens. So julle is baie welkom om voordat julle uit in die reën gaan 'n koffietjie en 'n teetjie te drink. Kom ons word stil voor die Here. Kom ons raak rustig en draai ons harte en ons gedagtes na die Here toe om te weet dat hy in beheer is. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk. Sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefdes, die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Ons gaan saam sing uit lied 489 uit, daarvan verse 1, 2 en 3. Waak Christen, staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. Wees wys en dapper, sterk en moedig, steeds toegewy aan God se werk, standvastig, onbeweeglik sterk. Vandag gaan oor volharding, dit gaan oor deurdruk in moeilike tye, deurdruk in die geloof ook, omdat Jesus eerste dit gedoen het. So kom ons loof die Here saam uit lied 489 verse 2 en 3.
Dit is 'n groot voorreg om ons geloof te bely saam met die kerk reg oor die wêreld, kerk van alle eeue. En ons weet dat God se waarheid vas staan en ons bely sy waarheid met hierdie woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam uit skrifberuiming 14-3 uit daarvan verse 1, 3 en 4. Vers 4 sê, stry altyd bidend deur die Gees, terwyl jy God van harte smeek, volhard en laat julle bede wees vir die heiliges in elke streek, en bid dat God se woord gespreek word soos dit hoort. Geheimenis is soet, vrymoedig en met moed, nou kragtig uit my boeye breek. Dis net ons bede tot die Heilige Gees, dat ten spyte van alles wat ons kan terughou in hierdie lewe, hy vir ons sal krag gee en dat sy woord deur die krake van ons bestaan sal breek en skyn. So kom ons sing saam skrifberuiming 14-3. Kom ons bid saam. Ons groot en almagtige Here,
Ons kom vanoggend in nederigheid na U toe. Ons weet U is so groot, U is so magtig. U heers van ewigheid af tot in ewigheid. U het die aarde geskep omdat U wou. U het alles gemaak, seisoene, wentelbane, sterre, planete, net omdat U kon en U wou. Mag ons elke dag in verwondering staan vir dit wat U doen in ons lewens. Mag ons kyk na U en sien dat ten spyte van ons sondigheid, ten spyte van alles wat ons so ver weg van U afdraai, U dit nie toelaat nie, dat U in ons lewens deur die Gees deurbreek en ons vasgryp en ons elke keer na U toe terugtrek. Ons is hier te danke aan dit wat U vir ons gedoen het. Ons is hier te danke aan dit wat U Seun vir ons gedoen het. Ons sondes is vergewe. Ons kan lewe in U teenwoordigheid. Ons bid dat vandag geleentheid sal wees waar ons na U woord sal kyk en waar dit in ons harte ingeskryf sal word en dat ons aanmoediging en bemoediging sal kry om hierdie lewe aan te pak, om moedig en sterk deur die lewe te gaan. Al is al soveel wat ons moontlik kan onderkry, dat ons kan weet dat in U ons oorwinnaars is, in U ons lewe, in U ons krag het. Lei ons deur U Gees, bemoedig ons deur U grootheid en genade. Ons wil bid vir ons gelowiges reg, of ons wil bid vir U gelowiges reg oor die wêreld, ons wil bid dat daar waar daar ewige vervolging is, U aan hulle sal krag gee. Elkeen van ons ken eintlik iemand wat in moeilike geloofsomstandighede moet lewe en ons bid dat U hulle sal bystaan en sal bemoedig dat ten spyte van erge teenstand U woord nog steeds sal versprei. Ons bid vir ons geliefdes in die gemeente, hulle wat deur swaar beproewings gaan, hulle wat siek is. Ons lewens is in U hande. En ons weet dat, maak nie saak wat gebeur nie, niks ons van U liefde sal skei nie, of ons lewe en of ons sterwe, dit is ter wille van U, of dit is vir U. Maar ons bid dat as dit U wil is, dat daar herstel sal kom, dat ons nog geleentheid sal hê om verder U woord te kan verkondig en te kan getuig van U nabyheid ook in ons lewens. Ons dankie vir elke oomblik, ons dankie vir elke geleentheid wat ons het in hierdie lewe om op te staan en U beter te leer ken. Ons bid dat U ons sal lei op die regte pad, op U pad. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou saam lees uit Eksodus 20 uit, dis die Here se wet gedeelte eerste en dan gaan ons daarna saam sing Psalm 119 verse 11 en 12. So die hele ding van die wet is, dit sê vir ons, hierdie is wat jy, of dit het in die Ou Testament het dit vir die Israeliete gesê, hierdie is wat julle moet doen, hierdie is waarin julle moet volhard en deurdruk mee, want dis redding kom vanuit gehoorsaamheid in die Here se wet. Maar keer op keer het hulle die besef gekom dat ons as mense is nie daartoe in staat om die Here se wet perfek te gehoorsaam nie. En die Here het dit ook geweet. Hy het nie 'n fout gemaak toe hy die wet gegee het nie. Hy het geweet hierdie is wat perfek nagekom moet word om die ewige lewe te kry. Maar die Here se plan is soveel groter en hy het sy seun gestuur om perfek gehoorsaam te wees aan sy woord en aan sy wet in ons plek. Nou ontvang ons lewe in Jesus en wanneer ons nou saam hierdie wet lees, is dit nie iets wat ons moet doen nie, dis iets wat ons wil doen, is iets wat ons wil doen omdat Jesus namens ons het gedra het en gehoorsaam het. Omdat Jesus volhard het, het ons ook nou die geleentheid deur sy krag om hierna te luister en dit uit te lewe. So kom ons lees saam uit Eksodus 20 uit en dink na aan op watter maniere was Jesus eerstens gehoorsaam hieraan en op watter maniere moedig hy ons nou aan om in sy krag ook
sy wette gaan uitlewe. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Reeds hierso sien ons dat God ons bevry uit die slawerny van sonde uit, deur dit wat Jesus gedoen het, deur dit wat Jesus deurgemaak het. Jy mag nie vir jou enige beeld of afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Hierdie het baie te doen met hoe ons in die lewe hoe die Here ons aanmoedig en ons wys na hom toe, dat ons nie onder die mag van afgode val nie, dat ons nie enigiets meer aanbid as hom nie, dat ons volhard in hierdie lewe, al is daar soveel afgode rondom ons, om te besef die Here is een wat in beheer is, en om vir ander ook te vertel van hom. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Hier leer die Here ons dat as ons wil staande bly in die lewe, is daar rustye nodig. As ons wil deurdruk, enigste manier hoe mens sterker word, is wanneer jy rus. En wie is ons rus met 'n hoofletter? Dit is Jesus Christus. Ons vind in hom ons rus en ons rustigheid in hierdie lewe, sodat ons sterk en moedig voort kan gaan. En dan die res van die gebooie gaan oor hoe ons teenoor ons medemens moet lewe, hoe ons in liefde hierdie rus en volharding en geloof na mekaar toe kan uitlewe. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Eer die mense wat die Here gestuur het om jou te help op hierdie pad, op hierdie lewenspad. Eer die lewe wat die Here geskep het. Ons as mense wat in sy beeld geskep is, wat ons moet volhard daarin om mekaar lief te hê, nie mekaar seer te maak of af te breek nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, eer die verhoudings waarin die Here ons sit, volhard daarin, al is dit soms moeilik. Weet ons dat dit is waarin die Here ons geplaas het, en dat ons, as ons saam in ons verhoudings ook na Jesus kyk, ons kan volhard en kan deurdruk, en dit sal beter word ook. Moenie steel nie, volhard daarin om respek te hê vir ander mense se besittings, volhard in die waarheid, moenie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Dalk 'n moeilike een vir ons almal ook, moenie iemand anders se huis begeer nie, volhard in tevredenheid, want ons het alles in Jesus reeds ontvang, in sy teenwoordigheid, in sy redding. Kom ons sing nou saam, terwyl ons so sit uit Psalm 119 verse 11 en 12.
Ons skriflesing vanoggend kom uit Hebreërs 12 uit. Daarvan gaan ons verse 1 tot 3 saam lees. Hebreërs 12. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oë gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. So ons tema vandag is met Jesus as begin en einde van ons geloof kan ons volhard. En ons gaan net kyk hoe dit uitgepak word. So, as ons dink aan volharding of uithou vermoë, dan besef ons dat dit 'n baie groot deel is van ons menslike bestaan. Bro, kyk hierso, dit is die Comrades Marathon, dit is duisende mense wat saam hardloop, want hulle wil van punt A tot punt B kom. Dit is in ons ingebou om te wil hardloop en uithou. En 'n feit vir die dag is dat ons as mense is eintlik die soogdiere hier, of die landsdiere hier op aarde wat die langste kan uithou. Ons is dalk nie die sterkste of die vinnigste nie, nie so sterk soos 'n leeu of so vinnig soos 'n jagluiperd nie. Maar ons kan die langste uithou. Ons kan die langste agter iets aan hardloop. En dis die unieke manier waarop die Here ons geskep het. Nou, soos ons hier sien, het die Comrades onlangs plaasgevind, daar was duisende drawers wat een doel voor oë gehad het, en dit was om uit te hou tot by die wenstreep. Daar sien ons vir Gerda by die wenstreep. Maar hierdie mense het een doel voor oë gehad, en dit is, hou uit, druk deur, kom tot by die einde, bly gefokus, moenie moed verloor nie, hou aanhou. Hou aan hierdie resies met volharding hardloop, want as jy by hierdie eindstreep aankom, gaan dit so wonderlik wees om te sê, kyk my medalje, ek het die Comrades gehardloop. So ook groot fietsresies is, soos die Tour de France. Ons kan daar sien, hulle ry by die berg op, en dit is, daar's 'n groot gedeelte, daar's 'n groot gedeelte bergresiese, wat is stages in Afrikaans, ek kan nou nie onthou nie, maar daar's 'n groot gedeelte skofte, en hierso veral raak dit moeilik, want hulle begin in die berge opgaan. En dis daar waar jy net een voet voor die ander moet sit en aanhou trap, want anders gaan jy by die berg afrol. En dis moeilik. Boonop dit is die sokker wêreldbeker ook aan die gang. Daarin sien ons ook iets van 'n doel voor oë hou om volharding te hê. Want hier is twee spanne wat teen mekaar meeding om 'n bal in 'n doel te kry. En die doel van die sport is, jy moet letterlik ten spyte van teenstand jou doel bereik, anders verloor jy. Jy moet fiks wees, jy moet uithou vermoë hê, jy moet in jou gedagtes glo dat jy by daardie doel sal uitkom. Want as jy as 'n span in hierdie wedstryd ingaan en jy dink jy kan nie 'n doel skiet nie, gaan dit nie gebeur nie. Dis baie moeilik as jy nie met die regte ingesteldheid daar ingaan nie. So gaan die lys van sporte aan. Ons dink aan rugby byvoorbeeld, waar daar ook die doelwit is om oor die lyn te kom ten spyte van teenstand wat jy in die lewe kry. Nou gaan ons vandag kyk na 'n paar punte rondom volharding. Eerstens, hoekom word hierso in Hebreërs 12 gepraat van volharding? Hoekom moes die lesers van die Hebreërsbrief volhard? En sommer uit die staanspoor uit kan ons sê dat volharding beteken om aan te hou met iets, sodat jy
'n positiewe doel kan bereik, sodat daar positiewe veranderinge kan kom in jou lewe ook. So, hoekom moes die lesers van die Hebreërsbrief hierdie hoor? Watter verskil sou dit gemaak het? En dan word die vraag na ons toe gerig, hoekom is volharding in geloof so moeilik? En dan derdens, Jesus het volhard vir vreugde. Ons gaan 'n bietjie kyk wat dit beteken, en dan die laaste punt, in Jesus kan ons ook volhard. So hoekom moes die lesers van die Hebreërsbrief volhard? Hulle ontvang hierso aanmoediging in sportstaal. In die antieke wêreld was dit heel bekend vir mense, sport was 'n groot gedeelte van hulle bestaan. Atletiese byeenkomste was 'n algemene beeld wat gebruik was deur die Griekse en die Romeinse skrywers. En dan sê hierdie gedeelte, maar daar's 'n skare rondom julle hardloop die geloofsresies. Gooi die laste van julle skouers af. Hoekom moes hulle laste van hulle afgooi? In die Griekse en die Romeinse verstaan het die persone eintlik kaal deelgeneem. 'n Baie interessante ding, want hulle wou nie klere rondom hulle hê wat hulle verstrengel en maak dat hulle stadiger hardloop nie. So wanneer dit sê, gooi al die laste van jou af, sê dit nie eintlik letterlik ons moet kaal in die lewe ingaan nie, maar dit sê, gooi die klere van jou af wat maak dat jy nie lekker kan beweeg nie, dit wat jou terughou in die lewe. Maar hierso moedig die skrywer van die Hebreërsbrief die gelowiges aan om geloof soos 'n wedloop aan te pak. Dis iets wat hulle met volharding en met uithou vermoë moet hardloop om by die wenstreep uit te kom. Hoekom word hulle geloof vergelyk met uitdagende resies? Die gelowiges aan wie hierdie brief geskryf is ewig vervolg. Daar's allerlei slegte dinge aan hulle gedoen. Hulle mag nie meer by die gemeenskappe gewees het waarin hulle groot geword het nie. Baie Jode het tot geloof gekom en vir hulle is gesê hulle mag nie eers meer in die sinagoges kom nie. Hulle is uit hulle kerke uitgestoot, uit die gemeenskappe waarin hulle groot geword het. Maar vanaf die Romeinse kant af was ook baie vervolging. Christene was gesien as 'n sekte wat gekeer moet word. Dit was eers later wat dit in die Romeinse ryk staatsgeloof geword het, waar mense toegelaat is om Christene te wees, maar in die begin was dit verskriklik, dit was moeilik, die mense is vervolg. Hulle het ook gesukkel om te verstaan hoe dit kan moontlik wees dat Jesus nou in alle glorie sit en regeer, maar hulle sukkel. Dit gaan sleg met hulle. Hoe kan dit wees dat Jesus in heerlikheid is, maar ons moet sukkel en swaar kry hier op aarde, was hulle vraag. Dit het alles veroorsaak dat hulle wil terugkeer na hulle ou lewens en hulle ou gewoontes. Hulle is moeg, hulle wil nie meer so erg vervolg word nie. Hulle wil terugkeer na 'n lewe sonder weerstand. En dit was ongelukkig so dat baie van die Joodse Christene begin terugval het na hulle ou Joodse tradisies en rituele. Hulle wou liewerster weer kyk na offers en sulke dinge in plaas van na Jesus. Daarom is die Hebreërsbrief 'n groot aanmoediging om vir gelowiges te wys dat Jesus se genade op alle vlakke beter is as wette en tradisies, as die wette en tradisies van die ou verbond. Hy gee nuwe betekenis, hy bring vervulling. En die brief moedig hierdie gelowiges aan om ten spyte van al hierdie struikelblokke in hulle pad, ten spyte van al hierdie hekkies wat daar mag wees, dit oor te spring, want Jesus is die regte pad om te loop. Jesus se weg is die regte pad, nie die ander paaie nie. Nou in die hoofstuk voor hierdie in Hebreërs 11 is daar baie groot uiteensetting van geloofshelde. Daar word genoem van Abraham, van Jakob, van Moses, van al die groot geloofsfigure wat deur moeilike tye moes gegaan het, wat moes volhard het in die geloof ten spyte van teenstand. Hierdie mense moes deur soortgelyke uitdagings gegaan het as die oorspronklike hoorders. En dit is mense wat baie mooi voorbeelde was vir die Jode. En ek sal julle aanmoedig, lees Hebreërs 11 as julle kans het. Dit is 'n baie mooi hoofstuk.
Maar lees Hebreërs 11 met die konteks dat hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, die hoogtepunt is. Dit is wat so belangrik is hierso, want dit gaan nie oor die mense wat so goed en oulik was in hulle self nie. Hulle het volhard, hulle het deurgedruk, want hulle het geweet, daar gaan iemand kom wat groter is. Iemand kom wat sterker is. Iemand kom wat op die perfekte manier gaan volhard en deurdruk. Hulle is maar net 'n skadu daarvan. Almal het vorentoe gekyk na die God se koninkryk en Jesus wat gaan kom om deur te druk. En om hierdie rede moet die gelowiges dan besef dat hierdie mense waarvan hulle in Hebreërs 11 lees is eintlik in die hemel, maar dis so groot groep gelowiges, dis 'n skare gelowiges wat hulle aanmoedig op hierdie lewenspad, want hulle sien vir Jesus, hulle sien wat Jesus in sy glorie is. Ja, dit mag lyk asof dinge nou moeilik gaan, ja, dit mag groot vervolging hê, maar Jesus regeer, en daar's 'n groot skare gelowiges wat hulle aanmoedig vanuit die hemel uit. Waarom moet hulle nie moeg raak nie, hulle moenie uitsak wanneer dinge moeilik raak nie. Maar is moeilik, en dit bring ons by die tweede punt. Hoekom is volharding in geloof so moeilik? Hoekom is om op enige manier in die lewe te volhard so moeilik? Hierdie gelowiges hoor, julle moet volhard, julle moet deurdruk. Ons hoor, enigste manier hoe dinge gaan beter gaan is as ons net beter is. Julle moet. Maar dit is moeilik om uit te hou in uitdagende omstandighede. Dit is moeilik om uit te hou in 'n wêreld wat by die dag meer en meer ongelowig raak. Wat beïnvloed alles ons geloofsuithou vermoë? Vers 1 sê dat daar heelwat laste is en sonde is wat ons so maklik verstrik. So hierso, dis baie belangrik, dis nie net sonde wat ons terughou nie, daar's ons laste ook, daar's ons dinge wat aan die gang is in die lewe wat dalk maak dat ons geloofslewe nie so sterk is nie. In die Grieks word hierdie woord vir verstrik gedui op iets wat beheer oor ons uitoefen. So, op watter maniere oefen sonde beheer oor ons uit? Of is daar ander dinge in jou lewe wat beheer oor jou uitoefen? Wat net jou so de mekaar kan maak? Die vraag is, hoeveel aspekte van ons lewens is daar nie iets wat mag oor ons uitoefen nie? Aardse dinge is so geneig om ons aandag af te trek. Ons kan vasgevang raak in ons beroepe, dat dit ons hele lewe word. Daar is altyd iets wat gedoen moet word. Ons kan vasgevang raak in mense se idees oor ons. Gaan altyd oor, wat gaan die mense van my dink? As ek sleg doen nie, of as ek lelik lyk hierso, wat gaan mense van my dink? Ons kan vasgevang wees in ons gedagtes van onsself. Ek is nie goed genoeg nie, ek is sleg, ek verdien nie die Here se genade in my lewe nie. Op 'n verdraaide manier raak ons dan ons eie middelpunte, want ons ontken dat die Here 'n verskil kan maak in ons lewens. Dit kan ook nie, dit hoef nie so seer sonde te wees, soos ons sê nie, ons lewens is besig, ons lewens is vol, ons skedules is vol. Goeie maatstaf om vir jouself te vra, wanneer ons vra, wat se laste is daar op ons, wat se sondes verstrik ons, is om net vir onsself te vra, wat is die eerste gedagtes wat in my kop opkom in die oggende? Sommige mense se gedagtes is baie eenvoudig, is net koffie. Maar op 'n ernstiger noot, wat is die gedagtes wat in my kop opkom? Is die eerste ding wat ek dink, ja, maar wat gaan ek nou doen vir hierdie ding in my lewe? Is dit waaraan jy dink elke oggend as jy opstaan? Of gaan kyk jy vir jouself in die spieël en dink jy, joh, ek weet nie hoe moet enigiemand kyk na my vandag nie, of dink jy aan wat ander mense gaan dink van jou, en dis net so 'n malende hoeveelheid gedagtes in jou kop. Of staan jy op en jy dink, ek weet nie hoe ek deur hierdie dag gaan kom nie. Ek is te moeg, ek is te hartseer, ek is te swak, ek.
Hoe moeg maak dit ons nie om so deur die lewe te gaan nie? Hoe gereeld voel ons nie geestelik moeg en wil ons uitsak nie? As die fokus konstant op myself is, raak ek so moeg. Dis net te veel. Want wanneer ons op onsself vertrou, wanneer ons net aan onsself dink die hele tyd, dan hang alles net van myself af. Enige langafstand atleet sal vir jou sê dat die oomblik wat jou aandag afgetrek word, daar moeilikheid kom. Die oomblik wat jy begin dink aan hoe moeg jy is, hoe ver daar nog voor lê, hoe moeilik hierdie is, of hoe vinniger die mense voor jou is, dan kom daar probleme. Want dan verloor jy fokus op die wenstreep, en jy verloor fokus om een voet voor die ander te sit, en jy begin dink aan al die redes hoekom jy nie hierso kan slaag nie. Of wanneer 'n sokkerspan fokus verloor, is dit net so erg. Wanneer die span net fokus op alles wat skeefloop en dink aan hoe moeg hulle is, dan verloor hulle alle moed en energie om aan te hou. Nou tennistyd ook, wanneer tennisspelers meer op hulle self as op die bal begin fokus, dan begin hulle ook die stryd verloor. Bring ons by die derde punt, want ek dink ons besef, wanneer ek uit my eie krag uit moet volhard, wanneer ek op myself moet staat maak om gefokus te bly, wanneer ek net dink dat ek moet sterker wees in geloof, ek moet meer hierdie doen, ek moet meer daai doen, dan gaan dinge beter gaan, dan is ons al klaar so erg op die verkeerde pad. Hierdie punt is die belangrikste. Jesus het volhard. Net volhard vir vreugde. Ons gaan nou verder dink oor wat dit beteken. Wanneer ek begin dink oor alles wat ek moet doen om die Here tevrede te stel, of wat mense van my gaan sê in die kerk, in plaas van wat gaan ek van die Here leer, en wanneer dit begin gaan oor ander mense, of oor myself, in plaas van Jesus, dan verloor ons fokus. Dan volhard ons nie meer in die regte geloof nie, want dan begin ek volhard in 'n ek geloof, in plaas van 'n Jesus geloof. Ons lees in hoofstuk 11 van al die geloofshelde, en 'n mens kan nie gevaar loop om te sê, maar ek moet net meer soos Abraham wees, ek moet net meer soos hierdie persoon wees, of daai persoon wees. Dan sal ek reg wees voor die Here, dan sal ek reg kan optree. Maar ons hardloop dieselfde resies as hierdie gelowiges. Ons bestemming is dieselfde. Hierdie mense is nie vir ons die bestemming nie. Ek is nie my eie bestemming nie. Jesus is ons bestemming. Hy is vir ons die wenstreep wat voor lê. Maar nog mooier, hy is vir ons die wegspringblok ook. Ons sê so, Jesus is die begin en die volëinder van die geloof. As Jesus nie ons geloof in ons harte begin nie, is ons nie geloof nie. En as hy nie aan die eindstreep is, ons fokus is op die eindstreep is nie, dan is hy ook nie geloof nie. Jesus is van die begin van die resies tot by die einde saam met ons. Hy is die begin en die middel en die einde van ons lewensresies. En hy verstaan dat dit moeilik is. Nie omdat hy maar net kan indink nie, hy het dit self beleef. Hy moes dit self gehardloop het. Hy is gebore sonder enige van die voordele wat hy in die hemel gehad het. Die heerlikheid wat hy in was, die glorie wat hy moes opgee om 'n mens te word ter wille van ons. Hy moes in sy menslikheid baie haat van ander af verdra, baie teenstand, kompetisie, want mense wou so graag ander dinge skep wat belangriker is as Jesus. Onkunde, hulle het net nie verstaan nie. Versoekings, duiwel wat vir hom sê, kyk, hier's alles, ek kan dit vir jou gee, en die Here Jesus wat sê, nee. Hierdie is my Vader se. En op die einde moes hy pyn teengestaan het. Hy moes verskriklike dinge deurmaak, hy moes verskriklike dinge volhard, in verskriklike dinge volhard, om te kom tot waar hy is.
sê so, hy het die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Kruis was 'n vervloekte ding. Hy wat uit die hemel uit die glorie uitgekom het, aarde toe om 'n mens te word en teenstand moes beleef het, met volharding die pad moes gestap het, om te wat? Om aan 'n kruis vasgespijker te word. Tog sê dit, dat Jesus het hierdie reusies met vreugde gehardloop. Hoekom? Hoekom het hy dit met vreugde gehardloop? Het hy dit gehardloop want hy gaan bly wees wanneer alles verby is, dat hy net weer in die hemel gemaklik by sy Vader kan wees? Hierdie vreugde van die Here Jesus is na ons toegedraai. Hy het nie vir homself gehardloop nie, hy het vir ons gehardloop. Hy was so bly en dankbaar, ten spyte van die feit dat hy aan die kruis moet hang, want hy het geweet wat vir ons voorlê, wat sy redding voorlê. Hy het geweet dat dit waarmee hy nou besig is, gaan so goed wees vir ons. Gaan ons lewens verander, gaan ons ewigheid verander. Wat 'n mooi gedagte is dit nie? Jesus is bly. Hy was bly om te ly. Hy was bly om deur hierdie volharding te gaan, want hy het geweet dat ons nou toegang tot sy Vader sal hê. Ons Here in die hemel is bly vir ons, en hy moedig ons aan, en hy skree vir ons, hy sê vir ons, kom, ek sien uit dat julle by my gaan wees, maar hy staan ook agter ons, en hy sê, gaan, hy moedig ons aan, en hy trek ons na hom toe. Hy sê verder, moenie bang wees nie. Moenie dink dat daar hierdie massiewe afstand tussen jou en die Here is nie, want hy het dit afgebreek. Sy bloed, sy kruisiging, het gemaak dat ons nou met vrymoedigheid na die Here toe kan gaan. Ons kan hierdie reusies met 'n skoon gewete hardloop, want ons weet ons gaan by die wenstreep uitkom deur die Here se krag. Hy sê vir ons, julle kan met vrymoedigheid na die Vader toe gaan. Dis sy vreugde. Hy's verder bly, want deur alles wat hy gedoen het, weet hy dat ons energie vir hierdie lewensreusies uit die bron van ewige energie kan put, uit homself uit. Ons lewe het voorregte. Ons het soveel voorregte. En ons weet dat wanneer ons die reusies klaar gehardloop het, elkeen wat in Jesus hierdie reusies gehardloop het, maak nie saak hoe stadig dit was op tye of hoe vinnig dit was op ander tye nie, 'n wenner is. Hardloop na Jesus toe, maar weet dat hy jou ook stoot na hom toe, deur sy Heilige Gees. Ons kan deurdruk, ons kan versoekings weerstaan, ons kan die fokus van onsself af haal. Ons hoef nie so obsessief te wees oor onsself of oor allerhande dinge daar buite nie, want die grootste vreugde, die grootste wonder het reeds plaasgevind en is in Jesus. Daarom kan ons in hom ook nou volhard. Hoe lyk dit op 'n praktiese vlak? Ons kan deur Jesus se krag minder in gedagtes oor onsself volhard en meer in gedagtes oor hom. Hy moedig ons aan om na sy stem te luister, hy moedig ons aan om sy woord te lees, om hom te hoor, om te bid tot hom. Ons kan minder obsessief wees oor allerhande dinge, oor allerhande middele, wat ons dink aan ons gaan vreugde bring, of tydelike genot, en besef wat ware vreugde lê in hierdie lang reusies, in hierdie lang wedloop, waar die oog op Jesus gefokus is. Langs hierdie reusies ontvang ons krag van die Here af, om ten minste na die mooi berge te kan kyk langs die pad. Verdiep jouself in die Here se vreugde, bid dat die Heilige Gees jou elke dag sal wys watter vreugde jy in Jesus het. Verdiep jouself in die vreugde wat Jesus beleef het toe hy klaar volhard het hier op aarde, want hy gee dit aan ons. Ons kan ook sê hierdie woorde van begin en volëinder van ons geloof in vers 2.
kan ons ook sê dat hy ons kaptein is in die lewe. Hy is die een wat voor ons hardloop en dat ons deur die Heilige Gees se krag hom kan volg deur hierdie lewe. Ons baie plekke waar ons moet opklim, waar ons ook kan ophelp. Alles is te dank aan hom. Die groot probleem met ons samelewing is dat ons samelewing word nogal baie gebou rondom onmiddellike bevrediging, of in Engels is dit dalk meer bekend, instant gratification. Ons soek nou, ons wil nou beter voel, ons wil nou weet dat hierdie ding gaan uitwerk, ons soek antwoorde nog voordat ons probeer het om iets te doen. Alles rondom ons wil vir ons nou so vinnig as moontlik laat beter voel. Maar Jesus herinner ons dat volharding of uithou vir ons meer voordele inhou, as waarvan ons ooit sou kon droom. Deur sy kruisdood is al hierdie sondige neigings in ons harte oorwin. Deur sy krag lewe ons in hom. En hy gee aan ons die fiksheid om te kan uithou. Ons samelewing leef asof jy eers moet wen voordat jy iets kan doen. Ons wil eers hê voordat jy bereid is om iets te doen. Ons soek die beste tekkies, ons soek die beste fietsse, ons soek die beste toerusting, ons soek die beste afrigting voordat ons eers kan oorweeg om te oefen en deel te neem. Kinders, voel julle nie sommer baie beter as atlete en sportsmanne en sportsvrouens as julle weet julle het die duurste cricketgolf of fiets of afrigting nie? Jy voel jy kan sommer meer sesse slaan as almal anders om jou, of vinniger fietsry. Maar wat wel baie ironies is dat ons samelewing soek hierdie beste toerusting in middele. Ons soek op baie keer die beste toerusting in dinge wat ons dink vir ons gaan beter laat voel. Maar tog gee die Here Jesus vir ons die beste denkbare toerusting vir hierdie lewensresies. Dis ironies. Want ons soek so graag die beste toerusting en alles anders, maar ons weet dat in Jesus kry ons dit. Wat is die beste toerusting? Ons ontvang die Heilige Gees. Ons ontvang sy teenwoordigheid. Hy's by ons, hy lei ons. Ons het sy voorbeeld. Ons het sy woord, hy praat met ons. Hy wys aan ons hoe hy hierdie resies gewen het en hy sê vir ons in sy krag gaan ons dit ook wen. Maak nie saak hoe moeilik die resies mag lyk nie. Ja, daar is woeste opdraandes, sterk teenstanders, moeilike tye. Daarom is die Here so ernstig daaroor dat ons na hom moet kyk wanneer ons hierdie lewensresies hardloop, want wanneer ons fokus van hom af is, wanneer ons na onsself toe draai, gaan ons dit nie maak nie. Gaan ons paniekerig raak. Maar as ons fokus op hom, wat ons stoot van agteraf as die begin van ons geloof, en wat vir ons wag, en vir ons sê, kom, hy trek ons na hom toe as die volëinder van ons geloof, dan weet ons dat ons in sy vreugde kan lewe. Elke dag is 'n nuwe resies, elke dag is iets wat met volharding gehardloop moet word, maar elke dag is 'n geleentheid om op te staan met die vreugde om te sê, Jesus het reeds hierdie resies gehardloop, ek kan deur sy krag dit ook doen. Mag dit die houding wees waarmee ons dan die lewe aanpak. Amen. Kom ons bid saam. Ons ewige Here, ons Here Jesus, ons dankie dat U hierdie resies gehardloop het. Ons dankie dat U ten spyte van soveel meer teenstand as wat ons ooit sal kan indink, die resies voltooi het en by die wenstreep uitgekom het en dit tog nie eers vir onsself gedoen het nie, U het ons saamgetrek in hierdie triomftog. U het ons vasgebind en ons uit ons sondige bestaan, uit ons luiheid uit,
getrek dat ons saam met U op hierdie resies hardloop. Ons kan daarvoor net dankie sê. Ons smeek U om ons elke dag daaraan te herinner dat ons krag ontvang deur U Heilige Gees. Ons vra vir U bystand in 'n lewe wat soveel uitdagings het. Ons vra vir perspektief, dat ons sal weet dat ons ten spyte van die moeilikste dinge wat ons beleef, nog steeds vreugde kan ervaar. U vreugde. Ons dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Ons dankie vir U teenwoordigheid en U ewige liefde. En ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing. Die offergawes word by die deure opgeneem en dit is vandag vir die instandhouding van die erediens en die toesoufonds. Ons gaan nou afsluit met skrifverruiming 7-2, die begin en einde, die alfa en omega, hoor is ek wat kom. Het gaan oor Jesus wat die begin en die volleinder van ons geloof is, en ons gaan nou net saam sing daaroor. Kom ons sing skrifverruiming 7-2, verse 1 en 2. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.